gaan nou vir julle leer hoe om 'n kasterolie-pak te maak op jou skildklierarea as jy dalk 'n cyst of 'n thyroid probleem of 'n goiter het, of jy sukkel om te sluk en jy het trauma hier gelok en dokter sê vir jou skildklier is nie lekker nie. As jy jou skildklierpille of medikasie wil gebruik, doen dit met die grootste liefde. Weet net dat as jy jou kasterolie-pak saam met dit gebruik, jy 'n hengse verskil en verbetering in jou skildklier se welstand en gesondheid gaan kry. So ek gaan omdraai en ek wil nie hê my stem moet weggaan nie, maar as julle na hierdie pop agter my kyk, sien julle waar my hand nou is. Hier is 'n mens se skildklier in jou liggaam en mans en vrouens het skildkliere. Hy sit by jou slukarea of by jou voice box. En jou skildklier het baie te doen met jou gewig en daar is baie inligting wat ek vir julle kan opsit oor wanneer het ek 'n ooraktiewe skildklier en wanneer het ek 'n onderaktiewe skildklier. Maar die skildklier het baie te doen met ek sluk my woorde, ek hou my in, ek kan nie sê hoe ek voel nie. Iemand maak my mond toe, nie net fisies nie, maar ook emosioneel. Bly iemand vir my sê, bly stil, sit stil, shut up, hou jou mond. So die skildklier is 'n baie belangrike orgaan in die liggaam en hy's belangrik vir baie gesondheidsprosesse. En daarom wil ek hê julle moet regtig vir aandag gee aan die welstand van julle skildklier, terwyl julle al die kasterolie gebruik, saam met enige van jou ander embaak blends. So jy kan jou embaakolie saam met jou skildklier gebruik, of jy kan jou kasterolie net so alleen gebruik. En so gaan 'n mens daai skildklier gesond kry, en enige vergroeisels wat nou daar gaan katazza het, gaan dan nou weg. En ek gaan ook vir julle 'n baie nice video maak, en ek gaan vir julle die storie vertel van my seentjie. Hy word nou 12 en die man het so 5 jaar terug wat ons noem 'n thyroglossal cyst, baie algemeen in kinders, het hy 'n thyroglossal cyst op sy stemboksie gekry, wat dokter moes uithaal, en daarna het hierdie ding bly drein in wat hulle noem 'n phobic infection. En weet julle wat, na 'n jaar se gesukkel, het ek net besluit, dis nou klaar, en ek het daai man vir 4 maande lank gekasterolie pak, en daai ding het heeltemal gesond geword en reg gekom. So kyk in die volgende video, waar ek julle gaan leer hoe om die lappie te soak, en hoe om dit aan die skildklier te sit.